Begin jou dag met Communion op Kruisbaai met Dr. Leonie elke oggend om 7:30. Goeiemôre, dit is my regtig 'n voorreg om hierdie woord van God vanoggend aan jou te kan bedien. Nou voor ek met dit begin, wil ek net hierdie volgende onder jou aandag bring. Ek weet nie of jy bewus is van die platform Radio Fynbos waar ons Sondag regtig net uitsit vir geestelike boodskappe. Nou daar's 'n program wat ons het, die woord en jou getuienis. Nou ons as mens sal baie keer sê, "Joh, die Here is my goed." Maar hoekom kom vertel jy nie op Radio Fynbos se platform wat die Here vir jou doen, hoe hy vir jou goed is, wat jou getuienis is nie? Nou kom ons bid saam voor ons na die woord van die Here toe gaan, want ek glo dat hierdie woord 'n groot woord gaan wees vanoggend wat baie mense kan vrymaak. Abba Vader, baie dankie dat ons in die heilige teenwoordigheid kan kom. Dankie dat ons skoene kan uittrek, na U toe kan kom, net soos wat ons is. Dankie Here Jesus, dat U die een is wat vir ons weer die skoene sal aantrek, wat die bereidwilligheid sal wees om die goeie nuus te bring. En dankie Heilige Gees, God binnekant in ons. Here, ons wil nou oorgee, dat U ons sal verander met hierdie boodskap, dat U ons sal aanraak. Here, laat U salwing asseblief op my wees. Here, want waar salwing is, daar sal juke gebreek word, in Jesus se naam. Amen. Nou vanoggend se woord kom uit Genesis 4, vers 8. Kain het toe vir sy broer Abel gesê, "Kom, ons gaan veld toe." Toe hulle buite kom, het Kain vir Abel gegryp en hom doodgeslaan. En vanoggend wil ek daarop bedien hoe die vyand ons roep na sy veld toe, om op die einde van die dag daardie moordenaar te wees, daardie mensemoordenaar te wees, daardie dief te wees en daardie leenaar te wees. Nou wat hier vir my uitstaan is, Kain het toe vir sy broer Abel gesê. Nou hierdie was nie een of ander vyand nie. Hierdie twee boeties het in een huis saam groot geword, hulle is uit een moederskoot uit, en hulle was broers. Nou wil ek vir jou vanoggend iets sê, wat jy reeds weet. Dat die aanval nooit van baie ver afkom nie. Want dit sal jou nooit so raak, as die vyand van ver is, en jy niks oor hom voel nie. Maar dit sal jou raak, as dit oor iets gaan, wat die vrede binne in jou kan vat, wat jou kan vernietig met wat binnekant in jou aangaan. Ons almal ken die verhaal van Kain en Abel. Ons weet dat Kain 'n landbouer was en Abel was 'n veeboer. Hulle albei bring toe 'n offer vir die Here. Kain het die produkte van sy land geneem en hy het dit vir die Here geoffer. Abel het sy eersgeborene van sy kleinvee gebring. Voor hy aan enige rykdom vir homself gedink het, het hy aan God gedink en ook die vet van daardie eersgeborene kleinvee aan God geoffer. Die Here het Abel se offer aangeneem, maar nie Kain se nie. Nou, jy weet, in die woord is daar baie keer goed versteek waarmee ek en jy kan identifiseer. So ons sien hierso dat Kain van sy land afbring. Wat het hy van sy land afgebring? Ons kan tussen hierdie sinne deurlees, hierdie verse deurlees. Hy het nie sy beste gebring nie. Dit was vir hom geen offer gewees nie. En wanneer raak dinge vir jou en vir my 'n offer? Dit raak vir jou en my 'n offer wanneer dit nie maklik is om dit te doen nie.
as die Here vir ons vra dat ons goed moet doen en dit is nie maklik nie, dan is dit 'n offer. So wat het Abel gaan doen? Hy het van sy eersgeborenes gegee. Nou die kudde wat die eersgeborene van is, sal jy mos ook gesien het, logies, dat dit is waarop hy sou voortbou. So hy kom en hy sê, dit maak nie saak nie. Ek gee my eerste, my beste vir die Here. En hieroor was Kain woedend geweest. Hy was te neergedruk. Hoe kan God dit waag om eintlik sy broer se offer aan te neem, maar nie syne nie? En hier kom die antwoord, toe God met hom gepraat het. Toe God vir hom gesê het, waaroor is jy kwaad? Waaroor is jy te neergedruk? Waaroor hang jou kop? Wat is dit wat aangaan? En dan kom God hierso en hy sê vir hom, hy wat harte toets en gesindhede raak sien, hy vra vir Kain, waarom is jy kwaad? As jy nie reg lewe nie, dan kan ek nie jou offer aanneem nie. Dan sal jy uitvind dat sonde soos 'n wilde dier is wat by jou deur lê. Hy lê jou die hele tyd en dophou, want hy wil jou opvreet, maar jy kan hom oorwin, sê God hier vir Kain. En volgende week gaan ek met jou gesels oor hierdie gedeelte, dat dit lê soos 'n wilde dier by jou deur. En ons hoor baie van mense wat sê, jy moenie 'n oop deur hê nie. Maar as ek 'n oop deur gehad het, en wat is my oop deure? Hoe kan ek dit toemaak? So dit is volgende week se boodskap wat jy nie moet mis nie. Maar eers wil ek met jou oor hierdie gedeelte lees. Hierdie gedeelte wat ek soveel keer al gehoor het. En ek vra net om verskoning vir syne wat swak is, maar die hele boodskap sal jy wel kan ontvang op YouTube. So ons sien hierso dat 2 offers gebring word, waar hulle gelyk offer. Maar ons sien dat Kain se hart op die verkeerde plek was. Hoe sien ons dit? Ons sien dat hy jaloers was. So jaloesie was eintlik die offer wat hy moes gebring het, en nie net as 'n veeboer van sy produkte nie. Want duidelik sê die woord net van sy produkte. Die woord praat nie van dit is sy eerste oes gewees nie, soos wat Abel die eerste gegee het nie. En hier kom hierdie gedeelte dat hy vir Abel sê, kom ons gaan na die veld toe. Nou jy onthou mos op skool het die ouens altyd as hulle beklei het oor iets mekaar gesê, man, kom ek kry jou agter die rappieveld, kom ek kry jou agter die paviljoen. Nou hierdie was amper so iets gewees wat hy vir hom gesê het, kom saam met my veld toe. En daar, in die gebied wat Kain sin was, het hy Abel gegryp en hy het hom doodgeslaan. En dit is wat God se woord vir jou en vir my vanoggend wil sê. Die seer, die ongemak, die teleurstelling, gaan nie van ver afkom nie. Dit gaan van iemand afkom wat naby is. En wat doen die vyand dan? Hy vat jou in sy veld in. Sy veld is dat hy 'n dief is, wat steel, wat slag, wat verwoes, 'n mensemoordenaar is. En Jesus sê, hy het gekom dat ons die lewe en oorvloed kan hê. En dit is presies wat die vyand nou nog doen. Hy vat ons in sy veld in. Satan speel altyd vuil. Hy sal nooit oop en bloot na jou toe kom nie. Hy sal vermom jou na sy veld toe vat. Hy sal nie vir jou sê, dit is wat hy jou nou gaan oorwin nie.
Hy vat jou in die veld in van sy gedagtes. Hoe werk dit? God se woord sê, God se gedagtes, God se weë is nie soos jou en my weë nie. So, wat hoor die vyand? Die vyand hoor, hy kan jou invat in sy veld van gedagtes. Dalk is dit agterdog. En voor jy kom kry, sal jy die prentjies begin glo wat die vyand jou wys. En dan sal daardie jaloesie in jou begin opstoot. En dit sal jou naderhand begin doodslaan, dat jy geen vertroue meer kan hê nie. As ek vir jou vandag sê, moenie die oproepe van jou verlede aanvaar nie, want dit het geen iets niets om vir jou te sê nie. Dan wil ek vir jou sê, in jou verlede lê die ou dinge. Maar die veld van die vyand is triggers waarin hy jou vat. So as jy in iets is in jou lewe, wat min of meer dieselfde is waar jy in jou verlede was, dan waarsku die woord van God jou vanoggend, waar hy my as kanaal gebruik. Pas op vir daardie plekke, dat jy nie daar in agterdog vasgevang sal word, en dat jy totaal en al die vrede wat die Here vir jou in gedagte het, mis nie. Sy veld, wat hy jou inlok, is selfsug. As ons kyk vandag, hoe mense net vir hulle self leef, net vir wat vir hulle nou belangrik is, net wat nou saak maak. En jy sien, as ek so probeer gee, met toe hande, as ek in daardie armoede van my gedagtes begin leef, ek moet vashou, ek moet vashou, ek moet vashou. As ek in daardie veld begin spreek van armoede, en ek gee nie, sal my hande nooit oop wees om te kan ontvang nie. Want al sou ek meer kon kry as wat ek het, en my hande is toe, sal ek dit nie kan ontvang nie. Hy vat ons in die veld, waar hy vir ons aanhoudend wys, hoe onregverdig jou lewe is. Hy wil jou laat onthou, oomblik vir oomblik, wat aan jou gedoen is. En natuurlik is die volgende wat opkom, waarmee hy jou doodslaan, is wrokke. En ek sê vir jou, wrokke en bitterheid maak jou naderhand dood. Dit maak dat jy nie meer die lewe kan sien nie, nie meer die mooi van die lewe kan sien nie. Jy begin jouself 'n reg toeëien, dat jy met jou mond kan sê net wat jy wil oor mense. Dit gee vir ons daardie plek, om eintlik vir ons te sê, dat God se woord sê vir ons so duidelik, dit wat in jou hart aangaan, sal uit jou mond uit begin kom. Hy vat jou na sy veld toe, van vrese. Hy begin jou eers gooi met 'n klein klippie, en naderhand maak hy 'n hoop klippe bymekaar, en hy stenig jou dood met daardie vrese. Is 'n klein gedagtetjie wat by jou opkom, dan is dit oukei. Dan sien hy, jy vat daardie gedagte, en hy begin jou dieper in sy veld inlok. En naderhand begin hy jou met klippe gooi, laat jy nie meer weet hoe om te keer, as daar die klippe van vrese op jou gooi word nie, as jy doodgestenig word nie. Want weet jy wat maak vrees? Vrees maak, dat jy nie die volmaakte liefde van God kan ervaar nie. Wat sê hierdie boodskap vir jou vanoggend? Hy sê vir jou, net soos wat God vir Kain gesê het, die vyand, die sonde, lê en loer by jou deur
om jou te kan verslind, sê die boodskapvertaling. Wat is sonde? Ek en jy dink dit is net dit wat ons verkeerd doen. Jy sien, dit wat ons verkeerd doen, maak naderhand dat ons die teiken mis. Want dit is wat sonde beteken. Sonde beteken, jy mis die teiken. En as jy die teiken begin mis, dan begin ons naderhand nie worry hoe ons lewe lyk nie. Ons gee nie meer om wat gebeur of wat ons aan mense doen nie. Al wat saak maak is onsself. En die woord sê vir ons, gee aan die duiwel geen plek nie. Efesiërs 4 vers 27. God se woord is vol van voorbeelde waar die vyand mense in sy gebied geroep het. En weer sê ek, as dit ver van jou af is, kan jy dit veg en jy het nie 'n saak nie. En jy sal veg om te wen. Maar as dit naby aan jou is, dan raak dit al hoe moeiliker. So, Samson het in Delila se skoot gelê en hy het sy salwing verloor. Pas op waar jy dink jy rus kan vind, dat dit nie die plek is waar jy jou salwing sal verloor nie. Eva het die slang se woorde se lokval gevat en sy het geëet. En as jy kyk hoe mooi Satan as slang daardie boom vir haar geskilder het sy nie meer die prentjie gesien wat God gesê het, hulle moenie eet van daardie boom nie. Maar hulle het begin sien, sy het begin sien, wat die slang vir haar wys. Hy vat jou op sy veld, om vir jou te begin wys, wat nie is nie, asof dit is. Hy bring vir jou by 'n prentjie uit, waarmee hy jou wil mislei, sodat jy eintlik begin twyfel in God se woord. Dawid het Batseba se man laat vermoor. Dit is die veld wat die vyand het die magtige koning Dawid op kon heen gevat het, om 'n moordenaar te word, om sy plan te volg, om Batseba se man uit die pad uit te kry. Elia, magtige, kragtige profeet van God, het die vyand gevat na sy gebied toe, van depressie, waar hy onder daardie besembos gaan lê het, en dat hy die mense moordenaar 'n kans gegee het, om selfmoordgedagtes in sy gedagtes te plant. Want daar het daardie kragtige profeet van God gesê, dit is beter dat hy nie meer lewe nie. Gehasie, wat het hy gedoen? Daar stuur Elisa hierdie man weg. En wat doen Gehasie? Hy hardloop agterna, agter Naaman aan, om daardie by te kry. Pas op vir gierigheid, dat dit nie die veld raak, waarop die vyand jou vat nie. Dat genoeg net nie meer genoeg is nie. En dat jy naderhand verhard word deur gierigheid. Hy vat Gideon op die veld van sy gedagtes. Dat Gideon daar glo, hulle kan nie hierdie volk oorwin, want hy is arm, en sy familie is arm. Sien, dit het tot binne in hom gegaan, wat hy naderhand begin glo het, dat God nie vir hulle sal opdaag nie. Wat het gebeur met die 10 verspieders? Hulle gaan in die beloofde land in. Hulle sien hoe groot
die beloftes is van hierdie druiwetrosse. Hulle sien is die land van melk en honing. Maar hulle word in die veld gevat vandat daar reëse is. En dan wil ek vir jou sê vanoggend, kom ons leer in die natuur. 'n Slang seil op die grond. Maak nie saak hoe giftig hy is nie. Wanneer die arend op hom afduik, maak die arend hom nie op die grond dood nie. Hy vat hom in die lug in, daar waar sy veld is. In die lug, en hy maak hom dood. So wat doen ek en jy vanoggend? As die vyand jou in sy veld invat, kom in die naam van Jesus en vat die vyand in Jesus se veld in. Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As jy die vyand invat in die veld van Jesus, sal jy vergewe, want jy sal nie in die veld wil bly, waar die vyand jou doodmaak, dag na dag met onvergifnis. Vat die vyand na die veld toe, waar die Here vir jou sê, dat al die goud, al die silwer aan hom behoort. Vat die vyand na die veld toe van Jesus, waar hy vir jou sê, maak nie saak wat daardie diagnose is nie. Wat saak maak is, deur my wonde het daar vir jou genesing gekom. Vat die vyand vanoggend in die veld in, van God se woorde. Ek weet wat ek vir jou beplan het. Dis voorspoed, dis nie teëspoed nie, dis 'n hoopvolle toekoms. Vat die vyand in die veld in van die Here, waar hy vir jou sê, ek het jou nie 'n gees gegee van vreesagtigheid nie, maar van liefde, van krag en van selfbeheersing. Vat die vyand in, die veld in, van God se woord waar hy vir jou sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sal vir jou sorg. Vat die vyand in die veld in, van wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis. Vat hom vanoggend in die veld in, van die krag wat daar in Jesus se bloed is, en kyk jouself of hy dit langer sal regkry om jou dood te slaan in sy veld, om nie te kan vergewe nie, om harde kop te bly. Vat die vyand in die veld in, van die krag wat daar is in Jesus se bloed. Daar waar hy jou sal beskerm, as jy uit die veld uitkom, waar die vyand jou wil in hê, om nie te vergewe nie. Vat die vyand in, die veld in van Jesus se genesing, wat bonatuurlik is. Hou aan, so dikwels, soos jy daaraan dink. As jy hoor en jy kom agter, jy is op die veld van die vyand, doen iets daaraan. Doen iets daaraan, want die vyand is besig om jou te verander, stukkie vir stukkie, na sy veld toe. Hy oorrompel jou nie met dit nie, maar hy hou jou dop, en hy kyk waar hy jou kan verslind. En dit is waaroor ek volgende week gaan bedien. Maak toe jou deure wat oop is, waar die vyand kan inkom. Kom, ons bid saam.
Vader God, dankie vir u woord. Dankie dat u in Genesis vir ons 'n gedeelte geskryf het van Kain en van Abel, wat u daar vir ons geskryf het, dat Kain maar net sommer van die produkte van sy land gevat het en geoffer het. Waar u vir ons geskryf het, dat Abel 'n offer gebring het van sy beste. En Here, help ons om terug te kom na die plek toe, waar ons die beste tyd vir u gee, waar ons eerste u koninkryk soek in alles. Dankie vir die woord van Kain en Abel, wat ons vanoggend kon gehoor het. Die vyand werk nie van ver af nie, maar van naby, om ons op sy vel te kry, sodat hy ons wil doodslaan. Maar Here Jesus, dankie dat dieselfde krag wat u uit die dood uit laat opstaan het, binnekant in ons is. En dat ons vanoggend kan opstaan in geloof en sê, Here, dankie vir u woord. Ons neem dit, ons vat dit, ons maak dit ons eie. Amen.